1 Petrus 1. Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis gaan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle, al sien julle hom nou nog nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. 1 Petrus 2. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord.
Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer of die goewerneurs as sy gesandte, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, nie asof julle die vryheid het as die dekmantel van die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie en toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele.